al die krag. Vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot 20. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en spreek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God vir my die woorde sal gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid bekend kan maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Ons lees net tot sover. Nou, vanoggend is ons tema al die krag. Ek hoor gereeld, Dominee, jy weet, ek het tot geloof gekom, maar nou sukkel ek maar alweer alleen in my eie krag. Ek wil graag 'n storie vertel om dit te illustreer. Daar word vertel van 'n seentjie wat besig is om in 'n sandbak met sy karretjies te speel. Maar in hierdie sandbak is daar 'n groot rotsklip wat vir hom obstruksie is in die roete wat hy graag wil uitlê om verder met hierdie karretjies te speel. En sy pa staan daar langs aan en kyk na hoe sy seentjie speel. Sy pa sê vir hom, maar gebruik al die krag tot jou beskikking. En die seentjie sê, nee, is reg pa, ek sal probeer. En hy druk harder, en hy stoot weer. Maar hy kry nie hierdie groot rotsklip beweeg nie. En sy pa sê weer vir hom, gebruik al die krag tot jou beskikking. En hy probeer weer, en hy sê, pa, ek kan nie. Sy pa sê vir hom, seun, waarom het jy nie my gevra nie? Want al my krag was tot jou beskikking gewees. As ons hierdie storie verstaan ons iets van die wapenrusting. Want vers 10 sê, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Al die krag is tot ons beskikking, maar ons het dit nodig om dit in die Here te soek en in sy groot mag. Wat is die rede daarvoor? Paulus kom vertel vir ons, daar is oorlog. Nou, huidiglik hoor ons baie gereeld van fisiese oorloë, wat op verskillende plekke in die wêreld gevoer word. En sou ons hierdie nuusopskrifte kon hoor en hierdie beelde kon visualiseer. Maar Paulus praat hier nie van 'n fisiese oorlog nie, maar van 'n geestelike oorlog. En hy sê, wie is die vyand? Die vyand is nie maar net 'n sekere politieke leier of 'n spesifieke regering nie, soos in die geval van 'n fisiese oorlog nie. Die vyand waarmee ons hier te doen het, is
die bose of die duiwel. In die evangelies lees ons self hoe Jesus dit ervaar het om deur die vyand, die bose, die duiwel, egter versoek te word. Nie eers Jesus het tydens sy aardse lewe dit vrygespring om deur die bose versoek te word nie. So wanneer Paulus vir ons sê dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose in die lig, dan kan ons vir Paulus maar ernstig neem. Nou is daar verskillende maniere hoe 'n mens daarop sou kon reageer. Jy kon veg of jy kon vlug. Om te vlug is nie eintlik 'n opsie nie, maar om te veg sou ons kon sê is die enigste moontlikheid. Maar nou, om te kan veg, het ons nodig om te gebruik al die krag tot ons beskikking. En daarom sê Paulus vir ons, trek die volle wapenrusting aan wat God gee, sodat ons die krag tot ons beskikking om weerstand te kan bied in die oorlog teen die bose kan gebruik. Die goeie nuus is dat ons voer hierdie oorlog nie vanuit 'n plek dat ons hoop maar om te wen nie. Ons voer dit uit die plek van 'n alreedse oorwinning, omdat ons weet die oorlog is reeds gewen en daarom kan ons dit waag om te veg. Jy sien, Jesus het aan die kruis deur sy opstanding en ding het hy die oorwinning reeds behaal. Jesus het die oorlog reeds gewen. Die oorwinning is reeds behaal in Christus. Is ek en jy, as ons deel gekry het aan Jesus se oorwinning deur sy kruisdood en opstanding, deur geloof aan te neem, dan is ek en jy in Christus 'n oorwinnaar. Dit wil sê, ons deel dan in die oorwinning van Christus. So, om die wapenrusting aan te trek, beteken dan om my identiteit in die Here te verstaan, maar ook te bevestig. Want jy sien, as ek nie weet wie ek in die Here is nie, kan die vyand my baie maklik mislei. Of as ek vergeet wie ek in die Here is, kan die vyand my maklik mislei. Maar as ek gehoor gee aan misleiding, dan kan die vyand keer dat ek 'n gekragtige getuienis of 'n betekenisvolle lewe het. En daarom hoor ons, trek die volle wapenrusting aan, sodat jy op jou pols kan bly staan. Maar as ons die implikasie sou vertaal, sou ons ook kon sê, weet ten volle wie julle in die Here is, wat julle identiteit in die Here is, sodat julle op julle pols kan bly staan. Want as ek weet wat my identiteit in die Here is, kan ek vas staan en kan ek weerstand bied. Maar hierdie krag van die Here is nie maar net 'n produk wat ek kan van 'n rak afhaal, met respek gesê, gebruik en terugsit soos wat ek dit nodig het nie. Hierdie krag van die Here is verhoudingseksklusief. Baie mense sal sê, ek wil graag hierdie krag hê, maar ek stel nie eintlik belang in 'n verhouding met die Here nie. Jy sien, hierdie krag is eksklusief beskikbaar in 'n verhouding met Jesus. As ek in 'n verhouding met hom leef, as ek aan hom behoort, dan is die krag van sy alreedse oorwinning tot my beskikking om weerstand te kan bied teen die bose. Maar dit is eksklusief aan 'n verhouding met Jesus. Slegs wanneer ek verstaan wat dit beteken om in Christus te wees, verstaan ek wat my posisie in hom is. Verstaan ek die krag om nie te val vir die vyand nie. Maar wat bedoel Paulus dan wanneer hy sê die volle wapenrusting? Hy gebruik die beeld van dit wat 'n soldaat mee toegerus is om te kan
weerstand bied, al die wapens tot sy beskikking. Ons dink aan die gordel van waarheid, die harnas van vryspraak, die skoene van bereidheid, die helm van verlossing, die woord van God as swaard en die skild van die geloof. Kom ons oorweeg die gordel van waarheid. Die vyand se aanvalstegniek is om twyfel te bring oor wie God is, of dit wat hy sê genoegsaam is. Dit het reeds gebeur in die tuin van Eden. Daar het ons gehoor dat die slang kom sê vir Adam en Eva, het God regtig gesê dat die volgende. Die duiwel doen dit vandag nog presies dieselfde. Daardie gedagtes wat in jou wil polsvat, wanneer daar 'n gedagte op jou opkom om te vra, is dit dan werklik so verkeerd om iets te doen? Met die gordel van waarheid sê ek kies om vas te hou aan die waarheid oor wie Jesus is. Maar dan is daar ook 'n harnas van vryspraak. Die vyand se aanvalstegniek is om twyfel te bring oor my vryspraak en oor dit wat God sê of dit genoegsaam is. As hy my so ver kan kry, om maar net te vergeet wat my alreeds identiteit in die Here is, kan hy my so ver kry om weer te sondig, kan hy agterdog by my saai of my vryspraak werklik genoegsaam is. Met die harnas van vryspraak kies ek om aan die waarheid vas te hou, dat Jesus my volkome vry gemaak het. Die skoene van bereidheid. Die vyand se aanvalstegniek is om gelowiges se ywer om die boodskap te verkondig te wil vertraag. As hy my so ver kan kry om te glo dat ek nie kan nie, ek is nie in staat nie, ek is nie genoeg nie, ek het nie tyd nie, dan kan hy my vertraag om die evangelie van vrede te verkondig. Maar met die skoene van bereidheid kom sê ek kies om te sê, ek is bereid, ek is gereed om te vertel van hierdie ware vrede wat die evangelie kan ontsluit. Dan is daar ook die helm van verlossing. Die vyand se aanvalstegniek is om twyfel te wil saai oor Jesus se afgehandelde werk, of dit werklik genoeg is om my volkome te red. As hy my net so ver kan kry om te glo dat ek iets moet doen om gered te word, en my verlossing dan in twyfel te trek deur vir my te wys, ek het alweer fouteer, dan kan hy my maak glo dat ek verdien dit tog nie om 'n kind van God te wees nie. Ek is nie werklik verlos nie, of so sou hy ten minste wou hê ek moet reken. Maar met die helm van verlossing kies ek om te sê, ek glo dat Jesus my verlosser is, en dat sy verlossing vir my genoegsaam is. Die woord van God as swaard. Die vyand se aanvalstegniek is om my so besig te hou, dat ek te besig is om die woord van God te lees, te besig is om daarmee gevul te word, of te onthou wat dit sê, of te glo wat dit sê. As hy my so ver kan kry, dat ek glo, ek is te besig om uit die Bybel te lees, kan ek al makliker vergeet waar my krag eintlik lê, naamlik in God self. Met die woord van God as swaard kom sê ek kies om te glo dat die Bybel genoegsaam is om my identiteit te bevestig. Die skild van die geloof. Die vyand se aanvalstegniek is om my te laat twyfel of ek werklik 'n kind is, deur my te laat twyfel of my geloof genoeg is. As hy my so ver kan kry om weer te twyfel oor wie God is, weer te twyfel of ek gered is, of my weer te laat sondig en my identiteit in die Here as ware weer in twyfel te bring, dan verswak hy my krag om verder teen sonde te kan stry. Maar met die skild van die geloof kan ek sê, ek glo dat die geloof in Jesus genoeg is, omdat hy my in staat stel om te glo, hy my red, en ek deur hom, deur sy krag, kan weerstand bied teen sonde. So, nou sou mens kon vra, die taal van die wapenrusting te gebruik. Hoe trek 'n mens dan jou wapenrusting aan? En Paulus sê vir ons, doen dit alles bidend. So, wanneer ek die wapenrusting wil aantrek, dan sien ek dit
dit nogals gebeur prakties gesproke in my stilte tyd. Wanneer ek eerstens kon verstaan wat my identiteit in die Here is. Wanneer ek kon onthou wat my identiteit in die Here is. En wanneer ek kom herbevestig wat my identiteit in die Here is. En dit kan ek alles doen deur woorde in my gebed. Wanneer ek onthou wie ek in die Here is, wie hy is, dan is ek in staat om weerstand te bied. Mag ek en jy al die krag tot ons beskikking gebruik, wanneer ons deur gebed kom herbevestig wie God is, wie ons in hom is, en mag ons deur gebed op hom vertrou om ons te help, om al die krag tot ons beskikking te gebruik, om weerstand te kan bied vanuit die alreeds afgehandelde oorwinning van Jesus tot sy eer. Amen.